Grote vriende, ons gesels bietjie oor die skepping. Alles wat God so mooi vir ons gemaak het. En die feit dat ons in verwondering daarna moet kyk en bewondering moet hê vir dit wat God vir ons gedoen het. En hierdie week het ons ietsie daarvan gesien toe die ruimtevaarders teruggekom het van hulle rit rondom die maan. Het die dame nogal, net was op 'n perskonferensie, ek weet nie of jy dit gesien het nie, het sy vertel hoe sy gesien het hoe die aarde daar in die donker swart net so hang. Alles rondom is pikswart, maar net die aarde met daai blou kleur, daai pragtige blou kleur hang net daar in die donker. En dit was ongelooflik. Sy het skoon hartseer geword toe sy daaroor gepraat het met ouer. Sy het daai iets beleef van verwondering en bewondering van God se skepping, God se werk wat hy in ons lewe doen. En ons het gesê dit is so belangrik dat ons almal saam 'n bewondering moet hê oor God en oor wat hy in die wêreld doen. Nou vandag gesels ons 'n bietjie verder oor Genesis 2, oor hoe die Here die mens gemaak het en sy taak. Maar voordat ons 'n stukkie daaruit gaan lees, kom ons maak net ons oë toe. Here, wil u woordverkondiging seën en wil u ons aanraak deur die Gees, Here, en wil u ook u grootheid en u genade vir ons betoon. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, die tweede skepingsverhaal, soos baie mense dit noem, kry ons Genesis 2 en dis baie mooi. Ek gaan vir julle net vers 15 tot vers 19 lees. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Vriende, jy moet regtig die tweede skepingsverhaal of die mense in die tuin moet jy gaan lees. Dit is so 'n pragtige stukkie. 3 goeters leer ons daai. Die een is, alles kom van God af. Dis 'n les wat ons as mense maar moet leer. En jy weet, ons maak vir onsself baie moeilikheid, omdat ons dit nie besef en altyd besef en altyd voor alles kom van God af. So, die eerste belangrike ding wat ons as mense moet doen is, om God te aanbid, te respekteer, te eer as God, ons skepper. En dat ons alles van God moet verwag en altyd by hom moet gaan kers opsteek, ons lewe aan hom wy, alles is God, dis hy om aanbid met ons hart, siel en verstand. Heel eerste ding, want God voorsien vir ons alles, en hierdie pragtige blou bal wat daar in die donker niks lê nie, God het dit gemaak. Hoe weet ons nog steeds nie? Hoekom? Wel, ons weet daarom al ietsie daarvan, dus terwille van sy eer, wat hy dit gemaak het, en natuurlik ook vir die mens om te geniet en te waardeer, maar God het dit gemaak. Alles kom van hom af. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, en alles sal vir jou gegee word wat jy nodig het. Presies wat hier gebeur. Die eerste ding, vriende, alles behoort aan God, ook ons. Alles kom van hom af, alle goeie dinge, dis hy wat ryk maak, dis hy wat voorspoed gee, maar dis ook hy wat pyn en lyding gee, dis ook hy wat soms die dood oor ons toelaat. Ons gaan maar almal dood in elk geval, maar alles kom van hom af, uit sy hand ontvang ons. Calvin het 'n mooi woord gebruik, soos uit sy hand aan jou toebedeel. Het klink amper, of Calvin wil sê, dit is soos kaarte wat in jou uitgedeel is. Nou ja, mens kan nou nie dit gebruik nie, nee, maar dis ook aan jou toebedeel. Alles kom van God af, soek eers die koninkryk van God, soek God in jou lewe, plaas hom eerste, al die ander dinge sal vir jou gegee word. Die tweede is jou taak op aarde. Ons leef in 'n tyd wat baie mense self vra, wat is my taak op aarde? Wat is my nut? Bewoon en bewerk die aarde, maak die wêreld bewoonbaar. Vir almal, nie net vir jouself nie. En iemand het eendag gesê, ja, ek dink dit is nogal ou Richard Branson het eendag gesê, as jy in die moeilikheid is, doen welsyn. Do charity. When in trouble, do charity. En dis nogal 'n interessante beginsel wat hy gesê het. As jy self sukkel om te oorleef, help ander mense oorleef.
as jy ander mense oorleef, sal jy ook self oorleef. So, wat beteken dit? Beteken doodgewoon, ons het 'n taak op aarde om die wêreld te ontwikkel, om dinge te doen, dinge te maak, om kos te maak, kos te voorsien aan mense, baie take wat ons het op aarde. Paulus sê, werk met jou hande, laat elkeen besig wees met sy eie dinge, werk met jou hande. Nou ja, hande werk deesdae is nie meer so populêr nie, maar dit is wat Paulus ook sê. Vriende, die Here het ons 'n taak gegee om die aarde op te pas, na die aarde te kyk. Bewoon, bewerk die aarde, maak dit ook bewoonbaar vir ander mense, nie net vir jouself nie. So daar's ook 'n verantwoordelikheid. Daar's grense gestel. Die Here sê, dis hoe jy dit doen, jy volg my wet, my verordeninge. Hy mag nie van al die bome eet nie, van die boom van goed en kwaad mag hy nie eet nie. Daar's altyd reëls. Selfs in die tuin van Eden was daar reëls. Kan nie maak wat jy wil nie. Vriende, en dan die laaste pragtige ding wat uit ons stukkie uit voorkom is, die mens. Alles was goed. Net een ding, wat was nie goed nie? Die mens was alleen. Hy het nie helper gehad nie. Toe gaan die Here en maak vir die mens 'n helper. Natuurlik, dis waar man en vrou vandaan kom. En dis hoe dit werk, vriende. Man en vrou, dis hoe die Here ons geskaap het. Maak nie saak wat die moderne wêreld vir jou sê en in jou keel probeer afdwing. 'n Helper beteken nie iemand wat minderwaardig is, op wie jy kan neerkyk en wie jy kan misbruik nie. Dis 'n gelyke. Dis iemand wat maak dat jy nie meer alleen is nie. Jy groot ding. Jy het iemand wat saam met jou die pad loop, iemand wat saam met jou kan sit en eet, iemand wat saam met jou kan koffie drink, iemand wat kan sien hoe julle as gesin saam groei en hoe jou kinders groot word. Dis wat jy wil hê. Die Here voorsien dit vir ons alles. Dis die skepping, dis God. Staan in verwondering en bewondering daarvan, saam met medegelowiges, vriende, en dit bind ons saam. God se absolute, enorme mag en grootheid en krag. En sy liefde vir ons. Amen. Here, dankie vir hierdie pragtige woord. Help ons om met verwondering altyd na U te kyk, na U werk, na die skepping en na onsself. Amen.